Kom ons kyk verder na die wonderlike gedeelte van die versigtiging. En ons kyk na Romeine 8 vers 22. Paulus sê in Romeine 8:22, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. Vers 23. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van die liggaam. Ek het nie eintlik nodig om oor dit te praat nie, want hierdie twee verse bevestig net wat ek vir jou in die voorafgaande twee leringe gesê het. Maar hoor jy wat sê hy? Hy sê hierdie wêreld is in versigtiging, in pyn en in lyding om bevry te word van hierdie menslike ideologie, hierdie vernietiging van die mense, hierdie negatiewe inwerking van die mense, want hy weet, die skepping weet, hy weet, die skepping weet, dat God het hierdie dinge ingestel. En hy bid en smeek, die skepping roep en smeek na die openbaring van God se kinders. Dat hy kan vry wees. Maar dan sê Paulus, en net so sug ons in onsself om bevry te word van hierdie liggaam van ons. Wat sê Paulus? Hy sê ek begeer om in te leef by die Here. Ek begeer om by die Here te wees. My begeerte is daar. Paulus sê, soek die dinge wat daarbo is. Paulus sê, ek vergeet dit wat agter my is en ek strek my uit na dit wat voor my lê, dat ek in Christus gevind kan word. Nie met 'n geregtigheid van myself wat uit die werke is nie, maar uit Christus Jesus, dat ek aan sy dood en aan sy lyding gelykvormig word, dat ek die hoë roeping van God in Christus kan verkry. Hoekom is daar soveel stryd en beproewing in die wêreld? Paulus verwys ook daarna na Romeine hoofstuk 1. Hy sê die mense staan sonder verskoning, want hulle kyk na die skepping en dit wys vir jou klaar dat daar is 'n God, 'n intelligensie agter die hele skepping. Maar nou sien die mense dit en nou sê die Here, maar nou stuur ek hierdie kontraste in hierdie skepping in, dat hulle kan sien, daar is 'n God wat lewe, en daar is iets beter as hierdie skepping, as hierdie lewe, as hierdie liggaam. Self hierdie stryd en hierdie beproewinge wat ons deurgaan, die arme aarde van ons wat so sug om vrylating en bevryding, dit in sigself is God wat met ons praat en sê, julle moet na Christus toe terugkeer. Kind van die Here, hou op om die duiwel vir alles te blameer, want ek wil hê, jy moet vry wees van hierdie liggaam, want solank as wat jy in hierdie liggaam en daai sielsliggaam is, gaan jy die duiwel die mag gee oor jou. Hy sê, maar ek wil hê, dat jy moet so hoop en begeer om vry te raak van hierdie liggaam en hierdie lewe, dat hierdie liggaam vir jou van geen belang is nie. Of jy nou kanker het, of jy nou gesond is, of jy nou ryk is, of jy nou arm is, of jy nou skoen het, of jy nou kaal verdoop, of jy kaal is, of jy klere het, of jy alles het, of jy niks het nie. Die Here sê vir jou, daar is, hoekom sê Christene altyd, ek wil so meer van die Here hê. Ek wil meer van Christus hê, ek wil meer en meer en meer hê.
Hulle bring dit na hulle emosies toe, want hulle wil hulle emosies uitbou, maar emosie is nie groei nie. Dis die Heilige Gees in jou, wat vir jou sê, daar's baie meer as tekens, as wonderwerke, as spreek in tale, as uitleg in tale, as profetiese woorde. Daar is veel meer as duiwels uitdryf, veel meer as duiwels bind. Daar is veel meer as die profete, daar is veel meer as die wet, daar is veel meer as Adam en Eva, daar is veel meer as Abraham, Isak en Jakob. Daar is so veel meer wat God vir jou wil leer. Maar nou stuur hy die beproewinge en hierdie kontraste in jou lewe in, om vir jou te wys, jy kan nie in jou eie self en in jou eie vlees en in jou eie wese oorwin nie. Jy het dit nie in jou nie. En hy stuur daai kontraste in jou in, om jou te bring tot die besef, ek moet vry wees van my adamatiese mensdom en my eie persoonlike mensheid en eie persoonlike identiteit. God wil hê, jy moet breek met jou aardse self. En jy moet kom in die hemelse self, Christus wat in jou is, en die Christus in jou wat jou lewe is, en die Christus in wie jy lewe. Johannes sê vir ons 1 Johannes 5 vers 20. Ons weet dat ons in Christus is. Ons weet dit. Hy sê hierso, en ek gaan dit vir jou lees. Luister wat sê so, 1 Johannes 5:20. Hy sê, en ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. Kom, ek stop net daar. Hoekom is jou siel so onrustig in jou, Christen? Want jou siel sê vir jou, daar is niks in hierdie aarde wat my voed nie. Daar is niks in hierdie aarde wat my pas nie. Daar is niks in hierdie aarde wat vir my enigiets beteken nie. Ek wil die waaragtige God ken. Hierdie strewe na meer diepte van God, meer intiem met Christus, meer te hoor van die Heilige Gees, is jou siel, wat vir jou sê, hou op om aan jou liggaam gelimit te word. Hou op om jouself te beperk tot jou liggaam. Hou op om jouself te beperk tot jouself, want jy is veronderstel om die waaragtige te ken. Kyk wat sê Johannes. Hy sê, ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. Dit is hierdie Christus wat die Vader in jou wederbaar het. Wat vir jou sê, kind van die Here, leer jou Vader. Leer jou Vader, leer hom van my. Daarom sê hy in 1 Korintiërs 1:30, want God het Christus vir ons gemaak, wysheid van God. Jesus sê, ons het die sin van Christus, ons het die verstand van Christus. Hy sê, laat hierdie verstand in julle wees, wat in Christus was. Christus sê, ek het vir jou die diviniteitsverstand gegee. Ek het vir jou die goddelike verstand gegee, dat jy die God, die waaragtige kan ken. Dat jy uitsluitlik afhanklik is van die waaragtige God. Dat jy die waaragtige God alleen kan ken, want ek, Jesus Christus, is die weg. Ek is die waarheid. En ek is die lewe na hierdie waaragtige God. Hy sê in Hebreërs 10, hy het vir ons 'n nuwe en 'n lewende weg gemaak in sy bloed, wat tot agter die voorhangsel gaan, tot in God se teenwoordigheid waarin ons staan. Die nuwe, die lewende weg. Maar nou sê Jesus, maar terwyl die ou tabernakel nog staan, kan jy nie binne die voorhangsel ingaan nie. Hoekom worstel jy as kind van die Here om so in die diepte van die Here te gaan? Want jy bly nog
in die vorige tabernakel, die liggaam, die vlees en die siel wat daarmee saamgaan, die profete, die wet, die geloftes en Adam en Eva. En in Jesus van Nasaret. Hy sê, moenie na Jesus van Nasaret kyk nie. Moenie probeer wees wat hy is nie. Moenie probeer herproduseer wat hy was, jy kan dit nie doen nie, want Christus het vir jou die verstand gegee, dat jy deur Christus die waaragtige kan ken. Jesus sê 'n interessante ding ook deur Johannes. Hy sê, en die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. En julle het nie nodig dat iemand julle leer nie. Maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, soos dit ook waar en geen leuen nie. En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Wat is dit? Die hom is die waaragtige God wat jy moet ken. En hierdie waaragtige God gaan nie met jou werk in wonderlike sweet goedjies en mooi goedjies nie. Hy gaan met jou werk op die hardste manier wat hy kan. Deur elke bietjie stryd en beproewing wat God kan bedink in sy verstand, gaan hy op jou plaas, maar dan sê sy genade vir jou ook. Maar daar is geen beproewing wat hoër as jy is nie. Daar is nie 'n beproewing wat God gaan stuur wat jy nie kan hanteer nie. Maar saam met daai beproewing gee hy ook die uitkoms. Wat is daai uitkoms? Dis die lewe van Christus. Dis die Christus met wie ek een gees is, die Christus van die hemele wat in my woon en in wie ek woon. Luister. Dis 'n heilige oomblik, mense. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. Nou sê hy. En ons is. Jy en ek is in die waaragtige. In sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. My kinders, bewaar jouself van die afgode. Hy sê, jy is werklik in Christus. Jy is werklik in die heilige, almagtige God ingeplaas. Die werklike, almagtige God het sy saad vir jou gestuur, in jou ingeplaas en jou gewederbore uit sy eie waaragtige God lewe uit. En hy het daai lewe gemanifesteer as Christus in jou. En hy het vir God die Heilige Gees gesê, leer vir hierdie mense aangaande my Seun en verheerlik my Seun in hulle, dat hulle kan vry wees van hulle liggaam. Dat hulle kan vry wees van hierdie wêreld en sy omstandighede binne in die persoon van Christus. Wys vir hulle dat hulle is bywoners op die aarde, sê Paulus, maar inwoners in God se huis. Sê Jesus in Hebreërs, hy het soveel kinders gebring in heerlikheid tot in die huis van God. Jy sien, God gaan aanhou vir jou kastei, totdat jy jou bande sny met hierdie huis op die aarde. God gaan vir jou kastei, en God gaan stryd en beproewing en kontraste in jou lewe instuur, een na die ander, totdat jy, nou luister mooi, totdat jy besef, ek het nie meer 'n aardse vader nie. Beteken my biologiese vader is eintlik niks nie. Ek het nie meer 'n aardse etnisiteit nie.
Ek is nie meer 'n aardse ras nie. Ek het nie meer 'n aardse lewe nie. Ek het nie meer 'n aardse toekoms nie. Ek het nie 'n wêreldse verwagting nie. Ek het Christus. En totdat jy nie besef dat jy het Christus in jou nie, en totdat jy nie besef dat Christus in jou is nie, dierbare, gaan jy worstel en worstel. En weet jy wat is die genade van God? As jy uiteindelik besef dat jy hierdie Christus in jou het, dan draai God die beproewing en die versoeking so bietjie sterker aan. Hy maak dit nie makliker nie. Want nou dat jy besef Christus is in jou, nou moet jy gevorm word na die beeld van die Seun van God. En dan gaan hy ieder en elke ietsie van jou eie self begin wegkalwe, wegsny, wegskaaf, sonder verdowing, sonder narkose. En jy gaan bloei. Maar dan, hoe meer daai stryd en daai beproewing vir jou druk en dryf, wat sê Paulus? Die liefde van Christus dring my. Want as een gesterf het, dan het almal gesterf. Want ons word elke dag aan die dood van Christus uitgelewer. Wat was daai dood? Geeseling, spykers, doringkroon, 'n bloed wat geloop het, dors, warmte, dehydrering. Al daai pyn wat Christus deurgemaak het op die kruis, sê Paulus in Filippense, jy moet gelykvormig word aan die dood en aan die lyding van Christus. Dit kom nie daarom om weg te bestraf en weg te bid en te probeer dat mense vir jou bid en bemoedig nie. Nee, you got to face it, grit your teeth and trust Christ. Wat sê Paulus? Ek weet wat dit is om kaal te wees, om honger te wees, om vir dood agtergelaat, om gestenig te wees. Ek was al in skeepswrakke gewees, ek was vir dood agtergelaat. Maar met alles is ek vergenoegd. Want dit weet ek. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. En dis presies wat God wil hê jy moet wees. Wat sê hy? Paulus sê, ek skaam my nie oor hierdie evangelie van Christus nie. Want hierdie evangelie is, nou luister, 'n krag van God. Nie die krag nie, 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Hierdie evangelie gaan vir jou deur die diepste waters druk. Hy gaan vir jou in die diepste vure indruk, maar wat sê hy? Hy sê, die vlam sal jou nie aanraak nie, en die water gaan jou nie oorstroom nie, maar ek het jou gesien worstel in jou bloed, en ek het jou toegedraai. Sien jy wat sê die Here? Die Here sê, jy sal deur hierdie beproewinge en hierdie versoekinge gaan, en solank as wat jy een is met Christus, en Christus een is met jou, en jy weet, hy is ek en ek is hy, dan gaan dit jou nie aanraak nie. Wat sê die Bybel? Die Bybel sê, die bose een is oorwin deur Jesus, en die bose kan jou nie eers aanraak nie. Hoekom raak die bose vir jou aan vandag? Want jy is nog nie in daai besef en daai kennis van Christus as my lewe nie. En dat hy in my lewe en ek is in hom, in God verborge. Jy is nog die hele tyd besig om hier te worstel met jou ou lyfie en jou liggaam en jou situasie, jou omstandighede. Jy vergeet, Paulus sê ons is been van sy beendere en vlees van sy vlees. En in die liggaam van Christus is ons voor
God sê in Kolossense, totdat jy nie besef dat jy en Christus waaragtig een is. Selfde liggaam, selfde vleis, selfde been, selfde bloed, selfde DNA van die Vader. Selfde posisionele status. Totdat jy nie tot daai besef kom en die Heilige Gees toelaat om dit aan jou te openbaar nie, gaan jy straffer. Jy gaan suffer, jy gaan ly, jy gaan in versoeking, beproewinge inval. Maar die wonderlike ding is, en ons gaan nou daarby uitkom, die Heilige Gees is bewus van dit. En die Heilige Gees se doel en sy seën en sy wil is vir jou, dat jy gevorm word, dat die beeld en die gelykenis van die seun, beide in sy kruis, in sy dood, in sy lyding, in sy opstanding, in sy hemelvaart en die einde van die tyd, in sy wederkoms weer. Nou ja, ons praat later weer. Die Here seën julle.